Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 21ste April 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê Jan Wilkins, die stoeier, 'n reus, het gesterf. Nuushooftrekke vir vandag: die reenseisoen in die Kaap begin met 'n knal. Jan Wilkins, die bekende stoeier, sterf op 83-jarige ouderdom. Suid-Afrika is kwesbaar vir oliepryse. 5 kandidate is aanbeveel om as regters te dien. Matt Fitzpatrick wen gesogte golftoernooi in South Carolina. Sasho noem dat die Stormers se rondvallery nou verby is. Vandag neem Suid-Afrika afskeid van een van sy grootste sportreuse, 'n man wie se naam vir altyd in die annale van stoei geskryf sal staan, Jan Wilkins. Die legendariese beroepsstoeier is op 83-jarige ouderdom oorlede en met sy afsterwe sluit 'n hoofstuk in Suid-Afrikaanse sportgeskiedenis. Jan Wilkins is in Johannesburg gebore, 'n seun met 'n groot droom en 'n nog groter teenwoordigheid. Van jongs af was dit baie duidelik, hy was nie gemaak vir gewone lewe nie. Sy fisiese krag, dissipline en vasberadenheid het hom onderskei van ander mense. Wat begin het as 'n passie, sou later verander het in 'n legendariese loopbaan. Hy het vinnig naam gemaak in die stoeiring en dit was nie lank voordat mense hom begin noem het die Johannesburgse reus nie. Met elke geveg het hy sy reputasie versterk, 'n man van krag, tegniek en onwrikbare wil. Hy het nie net gewen nie, hy het oorheers. Wilkins se talent kon nie net binne Suid-Afrika se grense gebly het nie. Hy het internasionaal gaan stoei in lande soos Engeland, Duitsland en in Japan, waar hy teen die wêreld se bestes meegeding het. En telkens het hy bewys, Suid-Afrika het 'n kampioen op alle wêreldvlakke. Sy loopbaan het oor dekades gestrek van die 1950 tot sy aftrede in 1987. Onder sy grootste prestasies tel meervoudige wêreld swaargewigtitels, Suid-Afrikaanse kampioenskap eerbewyse en die respek van aanhangers reg oor die wêreld. Maar meer as titels was dit sy teenwoordigheid wat by mense bygebly het. Na sy uittrede uit die stoeiwêreld het Wilkins 'n rustiger lewe gekies op sy plaas buite Potchefstroom, maar selfs daar het sy naam bly voortleef. Vir baie jong stoeiers was hy 'n inspirasie, 'n bewys dat harde werk en deursettingsvermoë tot groot hoogtes kan lei. Met sy afsterwe verloor Suid-Afrika nie net 'n sportman nie, maar 'n simbool van krag, trots en volharding. Jan Wilkins is meer as net 'n stoeier, hy was 'n ikoon, 'n mentor en vir baie 'n held gewees. Die reenseisoen in die Weskaap het met 'n knal begin. Swaar reënval het oor die afgelope dae tot oorstromings gelei in dele van Pinelands, waar strate onder water is en inwoners groot skade aangemeld het. Nooddienste is ontplooi om situasies te monitor en hulp te verleen aan inwoners wie se huise en eiendom deur stygende water geraak is. Verskeie paaie is ook gesluit weens gevaarlike toestande. Volgens berigte het swaar aanhoudende reën gepaard gegaan met swak dreinering in sekere gebiede wat veroorsaak het dat water vinnig opgehoop het. Motoriste word aangeraai om uiters versigtig te wees, aangesien sommige paaie glad en onbegaanbaar is. Plaaslike owerhede in die Weskaap het bevestig dat spanne op bystand is en dat die situasie fyn dopgehou sal word. Inwoners word versoek om laaliggende gebiede te vermy, weer waarskuwings dop te hou en onmiddellike hulp te ontbied indien nodig. Weerkenners waarsku dat verdere reën moontlik is oor die volgende paar dae, wat die risiko vir meer oorstromings sal verhoog. Die publiek word aangemoedig om waaksaam te bly en voorberei te wees. Ekonome waarsku dat Suid-Afrika steeds uiters kwesbaar bly vir skommelinge in wêreldoliepryse. Met internasionale spanning en onsekere marktoestande wat pryse opstoot, voel plaaslike verbruikers hierdie druk direk by die pomp. Die wêreldse oliepryse word grootliks beïnvloed deur geopolitiese spanning, produksiebesluite deur organisasies soos OPEC en vraag en aanbod in 'n groot ekonomie. En omdat Suid-Afrika die meeste van sy olie invoer, word enige styging internasionaal vinnig plaaslik gevoel. Hoër brandstofpryse beteken nie net duurder petrol nie, dit dryf ook vervoerkoste op wat uiteindelik voedsel en algemene lewenskostes kan verhoog. Vir baie huishoudings plaas dit verdere druk op reeds gespanne begrotings. Die waarde van die rand speel ook 'n kritieke rol. Swakker rand teenoor die Amerikaanse dollar maak ingevoerde olie duurder, selfs al bly internasionale pryse stabiel. Ekonome meen dat Suid-Afrika meer moet doen om sy onafhanklikheid van ingevoerde olie te verminder, insluitend beleggings in alternatiewe energie en verbeterde infrastrukture. 'n Donker wolk hang oor die landbougemeenskap van Botawil in die Vrystaat na 'n tragiese afsterwe van die 25-jarige jong boer David Tron.
Tron is oorlede na 'n motorongeluk waarin sy voertuig teen 'n boom gebots het naby die dorp. Die presiese omstandighede rondom die ongeluk word tans nog ondersoek. Volgens voorlopige inligting het die ongeluk plaasgevind op 'n plaaslike pad buite Botawil. Nooddienste het op die toneel gearriveer, maar Tron is tragies aan sy beserings oorlede. Die jong boer se afsterwe het skokgolwe deur die plaaslike gemeenskap gestuur. Familie, vriende en medeboere beskryf hom as 'n hardwerkende, nederige en toegewyde jong man met 'n groot toekoms in die landboubedryf. Sy begrafnisdiens sal plaasvind op 23 April 2026 by die NG Kerk Meyerhof, waar geliefdes saam sal kom om afskeid te neem en hulle hulde te bring aan sy lewe. Die regtelike dienskommissie, beter bekend as die RDK, het 5 kandidaate aanbeveel vir aanstellings as regters in die Wes-Kaap. Die aanbevelings volg na reeks onderhoude waarop daar gemik was om geskikte kandidaate vir vakante poste in die regbank te identifiseer. Die RDK speel 'n sleutelrol in die aanstelling van regters in Suid-Afrika. Na afloop van die onderhoudsprosesse word name aan die president voorgelê wat uiteindelik die finale aanstelling sal maak. Hierdie aanstellings is van groot belang vir die doeltreffendheid van die howe in die Wes-Kaap, veral te midde van toenemende werkslading en wagtye vir sake. Die nuwe regters sal in verwagting help om die druk op die regstelsel te verlig en toegang tot geregtigheid te verbeter. Regskenners meen dat die keuse van kandidaate ook 'n weerspieëling moet wees van transformasie, ervaring en integriteit, sleutelpilare vir vertroue in die regbank. Die fokus skuif nou na die presidentsie, waar die finale besluit oor die aanstelling geneem sal word, 'n belangrike stap vir die toekoms van geregtigheid in die Wes-Kaap. Diplomatieke spanning tussen die Verenigde State en Iran bly hoog, terwyl Iran nog weet of hulle sal terugkeer na verdere samesprekings met die Amerikaanse afvaardiging onder leiding van die visiepresident J.D. Vance. Volgens berigte het onlangse gesprekke in Islamabad nie tot finale ooreenkomste gelei nie, met beide kante wat steeds groot verskille het oor kernkwessies. Die jongste rondes van samesprekings het geëindig sonder ooreenkoms, nadat die Amerikaanse span aangedui dat Iran nie sekere kernvoorwaardes wou aanvaar het nie. J.D. Vance het na die gesprekke gesê dat daar wel vordering en dialoog was, maar dat Iran nog nie bereid was om finale terme te aanvaar nie. Daar is verwarring onder kykers oor toegang tot wêreldbeker sokker op DStv. DStv het bevestig dat wêreldbekerwedstryde wel uitgesaai sal word via SuperSport, maar nie alle intekenaars kry outomatiese toegang tot elke wedstryd nie. Toegang hang af van jou pakketvlak met sekere sportkanale wat slegs op hoër intekeningspakkette beskikbaar sal wees. Wat kykers moet weet, wêreldbeker sokker is op SuperSport beskikbaar. Nie alle DStv pakkette wys al die wedstryde nie. Strominge en mobiele opsies kan verskil volgens die intekenings. Ekonome sê die voortdurende spanning in die Midde-Ooste en die Iran-konflik beïnvloed die lugvaartbedryf op 'n manier wat baie mense nie verwag het nie, meer op vliegtuigtariewe as op pompryse. Volgens markverslae het die konflik tussen Iran en westerse moondhede 'n direkte impak op internasionale lugroetes. Jetfuel het wel skerp gestyg, maar lugrederye het volgens verslae die kostes gedeeltelik ingepas deur kaartjiepryse en brandstoftoelaas te verhoog, eerder as om alles direk by brandstofstasies te laat sien. Wat dit vir die reisigers beteken, internasionale vlugte raak wel duurder. Sekere roetes word herlei wat vlugte gaan verleng. Lugrederye pas pryse aan om verhoogde bedryfskostes te kan dek. In sommige streke het kaartjiepryse reeds begin styg met tussen 5 en 10% of meer. Die span van Glasgow Warriors, onder leiding van die afrigter Franco Smith, gaan met gemengde momentum in hulle volgende groot toets in die VRK teen die Suid-Afrikaanse reus, die Stormers. Die Warriors het die afgelope weke wisselvallige vertonings gelewer en kon nie konsekwent hulle spelplan uitgevoer het nie. Foute in die verdediging en gemiste kanse het hulle momentum gekos, wat beteken hulle gaan hierdie ontmoeting in trierad in terme van vorm. Die kragmeting teen die Stormers word beskou as 'n belangrike toets vir Smith se span, veral omdat die Stormers bekend is vir hulle fisiese spel en sterk tuisrekord in Kaapstad. Franco Smith, wat 'n bekende Suid-Afrikaanse rugbyfiguur is en nou die Warriors afrig, sal hoop dat sy span vinnig kan hergroepeer en hulle dissipline verbeter voor die groot botsing. Wat op die spel is, belangrike ligapunte in die VRK, momentum voor die uitspeelfase is, trots en selfvertroue vir beide spanne. Met vorm wat wissel en druk wat toeneem, sal die Warriors vinnig moet reageer, want teen die Stormers wag nie net 'n wedstryd nie, maar 'n ware toets van karakter. Daar is kommer in die kamp van die Suid-Afrikaanse vroue 7 span na moeilike vertoning by die Hong Kong 7 toernooi, waar foute en gemiste geleenthede die span duur te staan gekom het. Die Springbok vroue 7 span het onder verwagting gevaar en die nederlaag het vrae laat ontstaan oor die vorm en samehorigheid voor die komende wedstryde.
Om sake te vererger, is 'n sleutelspeler Nadine Roos beseer tydens 'n toernooi. Haar besering het 'n groot impak op die span se balans gehad, aangesien sy een van die belangrikste spelmakers in hierdie groep is. Afgetrede en huidige afrigtingspersoneel het hulle kommer uitgespreek oor die span se konsentrasie en uitvoerings, veral met belangrike wedstryde wat voorlê in die internasionale sewesreeks. Die span sal nou vandag moet hergroepeer en fokus op herstel, beide fisies en taktiese spel om hulle seisoen weer op koers te kan kry. Met beserings en vorm wat vrae laat ontstaan het, wag daar 'n kritieke toets vir die Blitsbok dames. En die komende wedstryde sal wys of hulle kan terugveg of verder onder die druk sal swig. Matt Fitzpatrick van Engeland het Sondag in die 4de ronde van die RBC Heritage toernooi 'n sethou van bykans 4 meter ingerol om Schaefer in 'n uitspelwedstryd op die Habertown Linksbaan in Suid-Carolina te troef. Dit was Fitzpatrick sy tweede triomf van jaar in die PGA-reeks nadat hy Valskaar kampioenskap gewen het. Fitzpatrick het in die RBC Heritage ook in 2023 gewen en spog nou met 4 titels in die PGA-reeks. Die Suid-Afrikaner Aldrich Potgieter op 276 houe was gesamentlike in die 25ste plek gewees. Suid-Afrika se Lloyd Harris het sy eerste ronde ter kwalifisering vir die Madrid Ope gewen en moet nog 'n wedstryd seëvier om sy plek in die hoofloting te kan bespreek. Hy het die 23ste gekeerde Amerikaner Mackenzie McDonald maklik met 6-4 en 6-2 gewen. Harris wat 29 jaar oud is, het vroeër die eerste deurbraak in hierdie wedstryd bewerkstellig en die 7de pot 'n kans op 'n tweede deurbraak verspeel. Die Suid-Afrikaner het toe in die eerste en die 5de pot van die tweede spel deurgebreek op McDonald se afslaan en 'n uur en 19 minute gewen. Volgens die Springbok senter Lukhanyo Am gaan die nasionale span se sogenaamde oorseese kiesbeleid 'n sleutelrol speel in die volgende sukses van die Springbokke. Lukhanyo Am het in 'n onlangse kommentaar aangedui dat die toelaat van spelers wat oorsee speel die diepte en ervaring van hierdie span aansienlik versterk. Die debat oor spelers wat in Europa of Japan speel en steeds vir Suid-Afrika gekies word, is al lank aan die gang in die rugbykringe. Am glo egter dat hierdie beleid die Springbokke help om meer internasionale ervaring in die groep te hê, sterker kompetisie vir plekke te skep en spelers langer op die topvlak te kan behou. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Unie het die afgelope jare sukses gehad met 'n mengsel van plaaslike en oorseese spelers wat volgens kenners 'n groot taktiese buigsaamheid geskep het. Nie almal stem egter saam nie. Kritici meen dat 'n te groot afhanklikheid van oorseese spelers die plaaslike kompetisies kan verswak en jong talent kan beperk, maar volgens Lukhanyo Am bly die fokus eenvoudig as die beste spelers beskikbaar is, solank hulle die Springbok trui dra en kan presteer. Die Stormers se jong speler Sasha Fynberg in KwaZulu sê die span se rondvallery is nou iets van die verlede na 'n teleurstellende nederlaag in die VRK teen Connacht rugby span. Die Stormers het oor die afgelope naweek nie hulle beste gelewer nie, met foute in verdediging en swak afronding wat hulle duur te staan gekom het. Connacht het die geleenthede benut en die Suid-Afrikaanse span onder druk geplaas deur die wedstryde se tempo te kan beheer. Ten spyte van die nederlaag het Fynberg in KwaZulu 'n duidelike boodskap gestuur. Die tyd vir verskonings is nou verby en die span moet vinnig hergroepeer om weer mededingend te kan wees. Die Stormers staan nou voor 'n kritieke fase in 'n seisoen waar elke wedstryd belangrik is vir uitspelkwalifikasie. Konsekwentheid en dissipline sal die sleutel wees as hulle weer momentum wil opbou. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2124, Polokwane 1526, Lephalale 1729, Mbombela 1724, Mahikeng 1629, Pretoria 1728, Johannesburg 1626, Ermelo 1126, Kalahari 1326, Gaborone 1828, Richards Bay 2032, Pietermaritzburg 1231, Durban 1830, Port St Johns 1428, Pongola 1830, Maputo 2029, Bethlehem 925, Bloemfontein 1024, Alawal Noord 825, Welkom 1326, Vryburg 1229, Kimberley 1024, Appington 1224, Prieska 1023, Springbok 1818, Karasburg 1322, Keetmanshoop 1324, Mariental 1328, Alexanderbaai 1219, Brandvlei 819, Loederitsbaai 1325, Vredendal 1021, Kaapstad 14 en 17, Sutherland 2 en 11,
George 10.22, Jeffreys Bay 10.24, Cabarra 8.25, Graaff-Reinet 8.22, Kaap-Agulhas 10.18, De Aar 8.20 in die middag, Molteno 5.17, Beaufort Wes 9.20 in die middag, Oos-London 9.25, Mabalane 21 en 27 grade Celsius in die middag. Die reën as volg vir elke provinsie in die land. Gauteng gedeeltelik bewolk met verspreide donderbuie. Daar is 'n hoë kans vir reën laatmiddag en in die aand. Temperature sal wissel van 18 tot 26 grade Celsius. KwaZulu-Natal sal warm wees. Reënbuie en donderstorms veral langs die kus en binneland sal voorkom. Temperature sal wissel van 22 tot 30 grade Celsius. Die Vrystaat wolke op met buie later in die middag. Plaaslike donderstorm sal ook moontlik wees. Temperature gaan wissel van 17 tot 25 grade Celsius. Die Wes-Kaap, koeler toestande word verwag, lig tot matige reën oor suidwestelike dele. Dit sal winderig wees langs die kus. Temperature tussen 14 en 20 grade Celsius word verwag. Die Oos-Kaap sal gedeeltelik bewolk wees. Ligte reën is moontlik in die oostelike dele. Temperature gaan wissel tussen 18 en 26 grade Celsius. Mpumalanga gaan warm en vochtig wees. Donderstorms gaan waarskynlik in die middag plaasvind. Temperature wissel tussen 20 en 28 grade Celsius. Limpopo provinsie, warm toestande sal voorkom in die middag en in aandbuie sal ook voorkom. Temperature wissel tussen 22 en 30 grade Celsius. Noordwes provinsie sal gedeeltelik bewolk wees en geïsoleerde buie sal voorkom. Temperature wissel tussen 19 en 27 grade Celsius. Die Noord-Kaap gaan meestal droog en warm wees, min kans vir reën bestaan. Temperature wissel tussen 20 en 32 grade Celsius. 'n Opsomming: binneland soos die Vrystaat en Gauteng kry tipiese middag donderstorms. Die kusgebiede, veral KwaZulu-Natal, bly warm en vochtig met buie. Die Wes-Kaap ervaar koeler, nat weer, kom van 'n front af. Die Noord-Kaap bly grootliks droog. Die markte vir die dag: die rand verhandel teen R16.37 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.75. Die euro verhandel teen R19.29. Die pond kos R22.17. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2,077. Palladium per fyn ons is $1,588. Silwer per fyn ons is $79.73. Goud per fyn ons is $4,796. Brent olie per vat is $90.38. Gedagte vir die dag: moenie wag vir die perfekte oomblik nie, vat elke oomblik en maak dit perfek. Elke klein tree vorentoe bou aan 'n groter toekoms. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week verder word vir almal toegewens.